Talle motoriste wat gisteroggend na onder meer die OR Tambo internasionale lughawe via die R21 moes reis, was woedend weens die groot oponthoud wat veroorsaak is deur lede van die Ekurhuleni Metropolisie se protesaksie op verskeie snelweë in die metro. Die VF+ eis dat daar daadwerklik opgetree moet word teen die betrokke lede. Ek sluit nou telefonies aan by die VF+ raadslid in die Ekurhuleni Metro, Jennifer Glover. Hallo Jennifer. Goeiedag, Estie. Waaroor het hierdie protesaksie gegaan? So die protesaksie van die Ekurhuleni Metropolisie diens is weens, dit was 'n loonstaking geweest. Hulle is ongelukkig oor die oortydbeperking wat Ekurhuleni daarop geplaas het en natuurlik die lone wat hulle ontvang. Is eintlik irrelevant, Jennifer, oor waaroor hierdie protesaksie gaan het. As 'n mens kyk na die wet op arbeidsverhoudinge, mag metropolisielede nie staak nie. Ja, dis presies korrek. Hulle word beskou as noodsaaklike dienste. So volgens die wet op arbeidsverhoudinge mag metropolisie nie aan stakings deelneem of dienslewering belemmer nie. En as jy verder gaan kyk, mag staatsvoertuie ook nie gebruik word vir protesaksies nie. Dit mag uitsluitlik aangewend word vir verkeersveiligheid en die toepassing van die wet en orde. En hoe wyd het hierdie vertragings wat die metropolisie veroorsaak het gestrek? Dit het verrykende gevolge gehad. Dit was verskeie hoofroetes geweest. Ek dink almal wat gister op die paaie was, sou gesien het, dit was chaos geweest en dit het omtrent vir 4 ure stilstand veroorsaak in 'n plek wat eintlik 'n ekonomiese hartklop is vir Gauteng. Ons het byvoorbeeld ook 'n oproep gekry van 'n persoon by die Wits Universiteit, 'n professor daar was 'n Kanadese afvaardiging wat gister 'n vergadering daar sou bywoon en hulle het juis vir hierdie een dag vir hierdie vergadering ingevlieg en hulle kon eenvoudig nie daarby uitkom nie. Julle eis daadwerklike optrede teen die metropolisiebeamptes wat deel was van hierdie versperring. Watter optrede eis julle? So ons is van mening daar moet definitiewe beslissende dissiplinêre optrede wees en aksie wees vir die pligsversuim en vir die onwettige optrede deur hierdie EMPD lede wat hulle self verskuldig gemaak het. Hulle kan net eenvoudig nie daarmee wegkom net as gevolg van die feit dat hulle deel geneem het aan 'n protesaksie wat in elk geval onwettig was nie. Watter optrede eis julle? Ek dink dit is iets wat deur die metro se raad bepaal moet word, maar ek dink eerstens moet daar 'n gesprek plaasvind met die burgemeester en die burgemeester sal definitiewe stappe moet neem waar dit as dit gaan oor ontslag, dan moet hulle ontslaan word. Dis eenvoudig nie aanvaarbaar dat staatsvoertuie gebruik kan word om in 'n onwettige optog deel te neem nie. Hoe beïnvloed die voorval die publiek se vertroue in wetstoepassers? Ja, dis nou weer die ander ding. Dis moeilik vir iemand om te sê ons jy weet die EMPD pas die wet toe, maar hulle is nou juist die wat hulle self daaraan verskuldig om dit nie na te kom nie. So natuurlik gaan daar 'n definitiewe onsekerheid wees teenoor welke EMPD wel bevoeg is om die wet toe te pas. Jennifer, baie dankie. Baie dankie, ek waardeer die geleentheid. Dit is Jennifer Glover, sy is die Vryheidsfront Plus raadslid in die Ekurhuleni Metro wat met ons gepraat het en sy is van die Vryheidsfront Plus. Hulle eis dat daar daadwerklik opgetree moet word teen die betrokke lede van die metropolisie wat deel was van 'n protesaksie en paaie versper het.